Ek wil begin deur 'n paar verse vir u te lees in Johannes, die evangelie van Johannes. Johannes, dis deel van die teksvers wat ons waarskynlik gaan gebruik by ons synode. Baie mense dink, as ek ter inleiding net iets mag sê, vir die agtergrond vir u gee, waarom ek hierdie gedeelte ook gebruik vanmôre. Die mense dink dat die kerk, soos die Bybel amper, eensklaps, woepswaps uit die hemel uitgeval het en nou op die aarde is. Dit het nie gebeur nie. Die kerk moes groei, het sukkelend en stotterend tot stand gekom. Om die waarheid te sê, die vroeë kerk se groei era het min of meer 4 eeue geduur. Min of meer tot in die middel 400s na Christus. Eeue. Vir mense om te snap wat het gebeur, om tot insigte te kom. Dit het nie net gebeur nie. Dis deur harde werk, nadenke, studie, saampraat, soms verskil, soms saamstem. Met worsteling het die kerk sy wortels gevind en begin groei. En kan ons vandag in 'n tradisie staan wat sterk is, wat stewig is. 'n Tradisie wat byna kan sê, daar is 'n prediker sê nie veel nuut wat gesê, gedink of gedoen kan word nie. Die kerk het 'n mate van volwassenheid bereik. En hy is nie volmaak nie, inteendeel. Maar hy kan funksioneer as die kerk van Jesus Christus op aarde. En dit het nie maar net gebeur nie. Dis soos die Bybel 'n wonderwerk. As 'n mens sê dat die Bybel nie in die vorm wat hy ons vanmôre in ons hande lê, net so uit die hemel uit vir ons gegee is nie, maar dat dit deur eeue met harde werk en ook mense se betrokkenheid deur die werking van die Gees daar gestel is, dan is die kerk byna dieselfde 'n wonderwerk. Dis net genade en dis net werk van God deur sy Gees op aarde. As jy die Bybels oop het, dan kan jy lees daar by vers 12, ons gaan net so 'n paar verse lees, jy kan die konteks lees, dit gaan hier oor die belofte van die Heilige Gees, die trooster, die parakleet wat Jesus beloof het toe hy sy volgelinge op aarde voorberei dat hy gaan sterf en weggaan. En dan sê onder andere by vers 12, nadat hy gesê het, julle gaan my nie meer sien nie, maar ek gaan iemand stuur wat by julle gaan wees. Vers 12 sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek vir julle gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Jesus voorsien hierdie tydperk, en ons is nog eintlik in daardie tydperk, dat ons al groei in wysheid en insig en kennis, van wie en hoe Jesus alles is, van wat hy alles vir ons gedoen het. Dis die kenmerk van die ware kerk. Die ware kerk het net een boodskap, en as jy dit moet reduseer tot enkele woorde, dan is dit die belydenis van die eerste Christene. Jesus Christus is die Here. En dis die belydenis, hoop en glo ek en vertrou ek, ook van ons gemeente en van ons kerk. Nou kan die blaai na Romeine 13. En ek gaan vir julle net verduidelik waarom ons Romeine 13 lees. Ons het nou reeds van vers 8 af gelees, ek gaan dit nie weer lees nie, dis die opsomming wat Paulus maak van die wet tot daar by vers 10. En dan by vers 11 sê hy, boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die dag het reeds ver gevorder. Dis amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag. Nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, maar met rusie. Nie met rusie en afguns nie, beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Kom ons leef betaamlik, vers 13, soos in die dag. Nie met gevyf en dronkenskap, ontug, losbandigheid, rusie en afguns nie, maar
beklee julle, trek letterlik aan soos 'n kledingstuk, julle met die Here Jesus Christus. Moenie voorsiening maak om julle sondige drange te bevredig nie. Rondom hierdie gedeelte is daar nog baie wat hieroor gesê word, en daarop aangaan, van die eerste vers van vers 13 af gaan dit oor die owerheid, in hoofstuk 12 gaan dit oor gawes, en ook nogal 'n samevatting, iets van die etiese kwessies wat ons Christendom moet beleef, en dan gaan hy ook aan, en hy sê ons moet nie aanstoot gee, ons mekaar aanvaar, hoe ons moet saamleef, hoe ons met mekaar in mekaar se belang moet optree. Aangrypende ryk gedeeltes. Ek het onder die indruk gekom dat ons beter moet kommunikeer in ons kerk, en ons het redelik ernstig daaroor gepraat en probeer om dinge aan die gang te kry, ook op sosiale media, om dit wat in die groter kerk te gebeur, vinniger en beter met ons mense te kommunikeer. Hulle sê die aandagsspan, toe ons kinders was, in 'n vorige geslag, was die gemiddelde aandagsspan van 'n kind min of meer 15 na 20 minute, en eintlik in die kerk ook. Jy kan so vir 'n kwartier of 20 minute kan jy stil sit en luister, en dan mag jy gedagtes dwaal. Jy kan net eenvoudig nie langer konsentreer nie. Hulle sê dit is nou by kinders wat tans in die skool is, minder as 90 sekondes. Minuut en 'n half, min of meer. Want as jy goed kommunikeer, en duidelik praat, en direk praat, jy 'n kind se aandag kan vasvang vir min of meer 'n minuut en 'n half. En dis daai skermpie in ons hande. Hy het ons bederf. Of daai vierkantige ding wat in ons huise staan. Dit het ons bederf. Om vinnig en verkieslik sensasioneel sigbaar beelde te sien en te hoor. Ons sal moet beter doen daarmee, want ons doen nie op die oomblik nie goed nie. Die afgelope tyd, en ek het met julle van u gesels, ek het ook vir ons kerk gehad, dit klompie goed aangestuur, wat ek hoop hulle kon na kyk en luister, het vat so 'n bietjie tyd, maar dit gee nogal vir 'n mens insig, dat daar so 'n paar sondae gelede 3 uur die middag 'n byeenkoms was in die grote kerk. Nou dis nou, kan ek amper sê, die kerk in Suid-Afrika, dis ons daai kerk, met 'n preeksel wat so hoog is, daai dominees het probeer om met 'n kop in die hemel te staan en op hom klim. Ek weet nie of jy al in die grote kerk was nie. Dis simpel, om bo te staan en af te kyk op die gemeente. 'n grote kerk het so preeksel, ek het al op hom gestaan eendag, en gekyk, sê ek, dis nie 'n lekker preeksel. Ek hou van plekke, ek sal weet, ek hou daarvan om sommer af te klim en daar by hier te kom staan. Ek dink die preeksel is vir baie mense 'n wegkruipplek, en dit was dalk in die geskiedenis so. Ek hoop nie dit is meer so nie. En die ou het bekom, die dominee gaan nou nie sy name noem nie, dis in die pers en so aan, maar dis nie my plek om dit hier te sê nie. Hy het 'n byeenkoms gereël om die nood van die mense in Palestina, veral Gaza, onder die mense se aandag te bring. En hy het saamgespan met 'n netwerk wat in die Kaap bestaan met moslems. Groot netwerk. Met die gesamentlike doel om vrede tussen geloofsgemeenskappe, tussen mense in die wêreld, ook in die Kaap, ook wat misdaad betref, om vrede te bevorder. En ons kan maar rondspring, maar die moslems het 'n effek in sekere gemeenskappe, geweldige effek. En ons kan saamwerk sonder om oor alles saam te stem. En mense kan self saamwerk op 'n manier dat die mense hulle kan skaam maak. En die betrokke predikant het nie net op 'n dag besluit hy doen dit nie. Hy is jare reeds besig met hierdie werk. Hy is baie bekend in die Kaap daarvoor. Hy is voorsitter van baie van daardie forums. En hy het so 'n paar maande gelede, het hy en 'n groep mense Gaza toe gegaan, fisies. Hy het 7 dae lank in die gevegszones rondgestap. Hy was in 'n gesin, hy het gaan kuier by 'n gesin, die ma, die ouma van hierdie gesin was die oralis in 'n Christen gemeente in Gaza. Toe sy kans kry, het sy gestap na haar huis om te kyk of daar nog iets oor is. Terloop, daar was niks van haar huis oor nie. En sy is met een skoot deur 'n skerpskutter in die kop doodgeskiet. 'n Christen ouma, 'n onskuldige mens wat met die oorlog niks te doen gehad het nie. En hierdie predikant vertel vir jou van hoeveel keer sulke goed gebeur. Hy sê hy het nie gehoor daarvan nie. Hy het nie gelees daarvan nie. Hy het met sy eie oë gesien. Hy het die mense hou vas wat deur hierdie geweld geraak is. Hy sê, jy kan dit net op een manier beskryf. Dis onmenslik. Dit kan nie reg wees wat daar gebeur nie. Hy sê, ons hoor eintlik
maar deel filters. Ons ken nie die werklike nood wat aangaan nie. En hy het sy oortuiging het hy iets gereël. Of dit reg was of nie reg was nie, oordeel ek nie. Daar is 'n ondersoek aan die gang, daar is 'n kommissie aangestel wat die hele ding gaan ondersoek en met 'n verslag gaan kom. Dit is 'n gemeente met 'n kerkraad. Daar's nog 2 predikante daai gemeente. Een stem nie saam met wat daar gebeur het nie, die ander is neutraal. Ons weet nog nie wat sê die kerkraad nie. Maar daardie mense en daardie synode sal die saak ondersoek en hulle sal dit weer kommunikeer. Dit het by baie mense nie sleg afgegaan nie. Maar baie mense het weer op hierdie wa gespring. Want wat hoor ons? Net sleg. Geen konteks nie. Geen uitkoms nie. Geen redes nie. Die een ou wat die grootste galbraker is, sy naam wil ek noem, sy van is Fikker, F-I-C-K-E-R, sy naam is Bernard. Hy is kamakastige dokter, ek weet nie waar nie. Hy skryf min of meer 1 brief oor die NG Kerk per dag, met die grootste vernyn. En die helfte wat hy sê, is dit om twak. Jan Libbe het van die middag, van die opening van die vergadering, tot die volgende oggend, 40 boodskappe gekry, op sy selfoon. Hy verander kort sy telefoonnommer. Hy het vir ons 'n paar van die boodskappe gelees. Die woord wat by my opkom is opseën. Ek hoor in die townships op 'n Saterdag aand in Strynbrug, hoor ek nie die soort taal wat daai mense gebruik nie op sosiale media. Dat hy uit sy voorsaat uit vervloek en beswadder en beledig en getuister word op 'n manier wat ek net nie kan begryp. Hoe kan 'n mens wat by jou volle verstand is dit doen nie? Daar's op 'n manier iets los. Dis asof daar nou 'n prostituut voor 'n kerk verbyloop. Dan is die kerk nou ten gunste van prostitusie. Dis min of meer die irrasionele en onmoontlike ding wat mense van die kerk en op die kerk se brood wil smeer, van die kerk wil sê. Ek dink daar gaan mense begin om 'n regsopinie in te win, want tuistering kan nie toegelaat word nie. Omdat nou kerk is ons maar geduldig en antwoord ons maar weer en probeer maar vrede handhaaf. Maar ek dink sommige van hierdie tuistering raak nou op 'n vlak dat dit misdadig word en dat daardie mense tot orde geroep kan word. Die allerverskriklikste goed taal wat ek in my lewe nog nie gebruik het nie, wat ek nie dink hoe kan jy dit vir iemand anders sê en dit op skrif op sosiale media bekend maak nie. Al wat ek kan sê is dat mense wat so te kere gaan oor die NG Kerk nie die vrug van die Gees vertoon nie. Nie die Here Jesus ken nie. Nie in 'n gesindheid van liefde optree nie. En dat ons hulle eintlik met minagting moet verwerp. Maar aan die ander kant het ons dalk ook verskuldig dat ons hulle tot insigte moet bring en maar met hulle moet praat. Wat 'n mens dikwels vergeet, is dat ons kerk nie die lug uitgeval het nie. As ons wil stuur aan lafhartige, gesiglose mense, obsessief, om enigiets goeds van die kerk eenvoudig van die aarde af te probeer afvee, dan moet ons maar weer ons voete vind in ons eie tradisie en in ons eie oortuigings. Dan moet ons weer opdek, en dit ontdek ek al meer in hierdie tyd, dat om kerk te wees, om 'n gelowige te wees in die wêreld, is nie 'n individuele saak nie. Dis nie net ek nie. Gelukkig, genadiglik, is ons nooit ooit alleen nie. Ons staan met ons voete stewig in 'n tradisie van mense van eeue en eeue gelede. Op die oomblik staan ons in 'n tradisie van kundige mense wat saam praat, saam luister na die Bybel, saam luister na mekaar, saam kyk na die wêreld en kyk hoe moet ons kerk wees in 'n moderne wêreld. En dit is nie altyd maklik nie. Ons sit op Afrika, ons eie vasteland, met geweldige konflikte. En ons het ook daaroor gepraat. Ons gaan ook daar betrokke raak. Om die waarheid te sê, ons is reeds daarby betrokke. Mense sê nog, julle moet kyk wat gebeur in Mosambiek. Ons kerkse mense was reeds daar. Hulle gaan praat met die kerk daar.
Want die kerk van die Here Jesus is in Mosambiek. Daar's Christene in Sudan. Daar's Christene in die Kongo. Daar's Christene in Palestina, daar's Christene in die Oekraïne. Daar's oral Christene en ons praat met hulle. Ons vra nie vir ander mense kyk en sê nie. Ons praat met ons broers en susters wat dit beleef elke dag. En dis wat ons aksies en ons betrokkenheid bepaal. Nie sosiale media nie, nie nuuskanale nie, nie 'n president van 'n groot land nie. Ons eie mense, ons familie wat daar is. Daarom kan jy nie alleen Christen wees. Jy sal nooit weet wat moet jy doen en wat is reg en wat is verkeerd nie. Ons moet mekaar se hande meer en meer vat. En ek wil vir u sê, die opvallers was 'n sterk beweging op 'n stadium dat gesê het, ons wil met niemand iets te doen hê nie. Ons is kerk op ons eie. Toevallig, en daardie teologiese oortuigings verwerp hulle ook die hele leer van die oer of die erfsonde. Daar is op my selfoon 'n persoon wat sê daai ding in sy voorblad sê, ek is nie in sonde ontvang en gebore nie. Dit sê nogal iets. Hoe is ek dan gebore? Gelukkig is ons almal gebore met erfgenade. Ons sal meer moet saam besin, saam studeer, saam praat en worstel, sodat ons saam kan glo. As u wil, kan ek vir die voorbeelde gee van die studiestukke wat bekend gemaak word en wat ons doen, wat nie uit ons duim gesuig word nie. Daar is byvoorbeeld 'n pragtige voorbeeld, ons noem dit 'n studie oor die bediening van bevryding. Daar is op die oomblik mense in die wêreld wat verskriklik glo in die duiwel. En die duiwel moet om elke hoek en draai moet hy geïdentifiseer word en dan moet hy uitgedrywe word. Eksorsisme is die groot woord daarvoor. En ons kerk het 'n studie gedoen. En dis vir my een van die voorbeelde van hoe 'n studie oor die Bybel en belangrike etiese sake gedoen moet word. As jy daarin belangstel, dan vir jy afskrif gee daarvan. Dit is so 18 bladsye lank. Ek dink ons sit met 'n groot klomp kundige mense wat saam dink en praat en studeer. Soos met die skryf van die Bybel is die kerk 'n wonderwerk. Dit is God se liggaam op aarde wat hande met mekaar vat. Maar ons is nog besig. Die Heilige Gees is nog in elke nuwe situasie besig om vir ons te leer en te lei hoe om Christus te verkondig in die wêreld waarin ons leef. Solank Christus die middelpunt is en die eer van God bo alles is. In die eerste 400 jaar van die kerk het min of meer alles gebeur en is min of meer oor alles gepraat wat ons nog vandag aan vashou. Daar was tot min of meer in 1100 na Christus eintlik net een groot kerk. Min of meer, as ek dit moeilik om 'n persentasie bepaal, want daar is nie statistieke daai tyd nie, maar dit word geskat, meer as 98% selfs van mense het aan een groot algemene katholieke oralster kerk behoort in daardie tyd. Toe die groot skeiding gekom tussen die oostelike en die oostelike en die westerse kerke, en daarvan het die versplintering al meer geword. En hier met die hervorming rondom die 1500s, toe die reformatie natuurlik plaasgevind, want die kerk het al meer magtig geword, politieke mag gekry, wêreldse mag gekry, en dat groot klomp dinge gebeur wat nie meer reg was nie. En toe is daar teruggegryp op die kundige opinies. In ons tye van vandag kan 'n mens mense noem so Stefan Joubert en Connie Burger en Malanel, en bietjie vorige geslag nou Dirkie Smit en Johan Heinz en Willie Jonker en David Bos en E.P. Groenewald en mense in ons kerk wat wêreldwyd gerekende teoloë was en wie se werk nog vandag so resent is. As ons verder terugkyk, dan kan ons kyk na hervormers soos Calvin en Luther, Zwingli, Knox, Butcher, baie ander mense wat oor die wêreld heen diep groot teoloë was en groot werk gedoen het. Maar as ons kyk na die eerste 400 jaar van die kerk, dan is daar ook groot name. Groot name. Jy hoef nie name te onthou nie. Maar as jy hoor van Irenaeus, Clemens, Justinus, Origenes, Tertullianus, mense wat gedink het en gewerk het, en wat gehelp het om deur God se genade te snap en te verstaan waaroor dit gaan in kerk van Christus wees. Maar die grootste van hierdie name, waarskynlik na my persoonlike beskeie opinie, is Aurelius Augustinus.
Dis veral na sy insigte en sy denke, dat ook in die hervormingstyd teruggegryp is. Dis waarskynlik by hom wat die begrip van erfsonde en erfgenade ontstaan het. Hy is besonder in die nuus, of het besonder om gedink, hy sou vroeër die week op die 13 November, as hy geleef het, 1671 jaar oud gewees het. So hy is redelijk gauw oorlede al, 'n bejaarde ou, wonderlik. Hy het vir die eerste 32 jaar van sy lewe, het hy maar 'n rowwe lewe gelei. Sy ma was 'n Christen, en sy het haar hele lewe lang vir hom gebid, vir hom gedra. Sy pa was 'n ongelowige, en hy was baie slim, hy het goeie kwalifikasies vir sy tyd gekry, hy was 'n filosoof, 'n denker, 'n skrywer, maar nie eintlik 'n Christen nie. Maar hy het kontak gemaak met die Christelike godsdienst, en hy begin worstel. En hy het eendag in 'n tuin gesit, saam met sy vriend Alypius, en hy het 'n stem gehoor. Die stem het vir hom gesê, tel op en lees. Hy sê of het werklik was, of het in sy kop was, vir my klink soos 'n kind of 'n vrou se stem, maar hy tel die boek wat langsom, en hy maak sy Bybel oop, en hy lees Romeine 13, dit wat ons vanmôre gelees het. Romeine 13, hierdie verse wat ons gelees het vanmôre, staan bekend as Augustinus se bekeringsteks in die wêreld. Alypius, met wie hy nou pas, hy skryf, want hy vertel vir ons daarvan, hy het so pas met Alypius 'n geweldige argument gehad, en hulle sit so een van mekaar af, albei is 'n bietjie dikbek waarskynlik oor die argument wat hulle net gehad het, en hy is besig om te worstel, want hy het 'n buite-egtelike kind gehad, skynbaar 'n pragtige kind, en hy is bewus van sy sonde, en hy hoor van die Christelike godsdienst, en hy kry nie vrede daarmee gemaak nie, en hy lees Romeine 13, en hy hoor, dat die Here eintlik deur Paulus vir hom sê, vergeet van jou sonde. Los dit. Moenie dat sonde jou lewe bepaal nie. Nie die sonde van gister, van nou of van môre nie. Daarvoor is betaal. Gaan leef uit God se genade. Trek Christus aan soos 'n nuwe kledingstuk. Hy vlieg op. En hy hardloop na Alypius toe. Hy sê, Alypius, hoor wat het ek gelees? Hy sê, waar het jy gelees? Hy sê Romeine 13, hy sê, my wêreld, hier sit ek het ook gelees. Maar jy verder gelees. En hy begin lees, en hy ontdek Paulus se denke oor sonde. Dat ons nie sonde het nie, maar dat elke mens 'n sondaar is. En ontdek dat Christus na die wêreld gekom het, om van ons erfgename te maak van genade, van verlossing. Aurelius Augustinus. Hy het klomp boeke geskryf. Hy was 'n produktiewe denker, later biskop geword, 'n hoof van die kerk in Noord-Afrika en op ander plekke, groot invloed uitgeoefen. En tot vandag toe staan ons in 'n mate op die fondamente wat hierdie kerkvader gelê het. Tussen 350 en 500 voor Christus, na Christus. Die idee van erfsonde, maar erfgenade. My broer en suster, die kerk kom nie van vandag af nie. Die enige kerk in die tradisie van die kerk van Christus sedert sy ontstaan. Met sy voete in die tradisie van die hervorming, 'n teruggryp na ware kerk van Christus wees, kom nie van gister af nie. Dis 'n kerk met 'n tradisie. U mag trots wees op hierdie kerk. Maar bovenal moet ons diep dankbaar wees vir 'n kerk wat werklik sy bes probeer om te sê, wat hoor ons, wat sê die Here vir ons vandag? Ek kan getuig daarvan. Ek sien dit gebeur. Ek sien die opregtheid van mense. Ons staan op die skouers van mense wat diep gedink het, goed geskryf het, vir ons by die beginsels en die waarhede van die Bybel uitgebring het. En ons leer nog steeds by hulle. Maar bovenal is ons 'n kerk gelei deur die Heilige Gees. 'n kerk van wie Jesus gesê het, ek stuur hom, sodat hy julle verder kan lei, sodat julle kan weet wie en hoe ek is. Ek, wat die Here is, ook die Here van die NG Kerk, ook die Here van hierdie gemeente, maar hy ook die Here wees van elkeen van u
wat 'n erfgenaam is van God se genade.